In die nuus vanaand, Eskom verseker dat radioaktiewe besoedeling by Kuiberg beperk is. President Cyril Ramaphosa neem deel aan 'n pretloop vir Madiba. En die toonstoei wêreldkampioenskap word in Engeland gehou. Goeienaand en welkom by die nuus. Eskom het Suid-Afrikaners verseker dat kernmateriaal noukeurig hanteer word by die Kuiberg kernaanleg. Dit volg nadat radioaktiewe besoedeling onlangs 3 keer uitgelek het tydens onderhoudwerk by Kuiberg se eenheid 2. Eskom beklemtoon dat die voorvalle klein was en geen gevaar vir die publiek inhou nie. Die minister van Energie en Elektrisiteit, Dr. Gosentjo Ramokgopa, sê Kuiberg se sterk bedryfsveiligheidsrekord duur al dekades. Hy sê die verlenging van eenheid 2 se bedryfsduur met 20 jaar is 'n aanduiding dat die aanleg aan die hoogste internasionale veiligheidsstandaarde voldoen. Kuiberg has been able to operate in a safe, efficient and reliable manner for a period of 40 years plus. With little to no incidents. And it is our intention to ensure that we continue on that track, and how we go forward now we are going to ensure that there's a great degree of transparency, because we are now entering the next phase of nuclear generation in our country. Die kragvoorsieners se raadsvoorsitter Mteto Nyati beklemtoon dat die 3 voorvalle onbeduidend was en geen gevaar inhou vir werkers of die gemeenskap nie. On the 30th of June, 2nd of July and the 7th of July, during a scheduled maintenance, there was elevated airborne radioactive contamination was detected inside controlled sections of the Kuiberg power station. These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, nor risk to the public. The recorded levels were extremely low, less than the radiation exposure from using your cell phone for several minutes. Eskom se kernhoof sê dat beveiligingsprotokols vir bestraling gevolg is. Anyone that had been in containment that day, for their peace of mind and transparency, if they wanted to also undergo a whole body count, they can. All right. So all in all, there were 245 additional workers that underwent a whole body count. Volgens Eskom is sy planne vir betroubare energielewering en vaardigheidsontwikkeling op koers. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ombudsoorsigliggaam sê beweringe van wangedrag in die direktoraat word met erns hanteer. Afgetrede regter Takalani Raulinga het gereageer op aantuigings teen senior direktoraatbeamptes voor die Matlanga kommissie van ondersoek. Raulinga het bevestig dat die oorsigliggaam wat net meer as 'n week gelede bekendgestel is, reeds talle klagtes ontvang het oor lede van die direktoraat self wat 2 jaar gelede gevestig is. Hy het Suid-Afrikaners gerusgestel dat stelsels geskep is om aanspreeklikheid te verseker. Raulinga bevestig dat die ombudsoorsigliggaam onafhanklik is van die direktoraat self en direk verslag doen aan die minister van Justisie en die parlement. In terms of perceptions, it must be worrying that we have got all these problems in the media and elsewhere. All what I can say is that even if somebody could be found to be on the wrong, that one person cannot spoil the whole institution. No one person has the power to collapse a big institution such as IDEC. I believe there will be processes which will be followed. I don't know what the outcome will be,
and that IDEC itself will remain strong. Rawlinga het in persoonlike verweer gesê dat sy jare van regsondervinding en verbintenis tot die grondwet sy ANC lidmaatskap irrelevant maak. Die 5de beskuldigde in die Katmatlala verhoor, Ntabiseng Nzama, sal na verwagting ook môre in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn vir haar beweerde aandeel in verskeie mislukte sluipmoordaanvalle. Die staat voer aan dat Nzama as sogenaamde middelman opgetree het in die mislukte sluipmoordpoging op Vusimusi Katmatlala se gewese meisie, Tebogo Toboyane, die sakeman Joe Siboyoni en die musiekvervaardiger Senki Mokobung. Nzama se regspan hou egter vol dat die aanklagte van geldwasery teen haar ongegrond is en nie in die hof water sal dra nie. Nzama word saam met haar pa, Diego Mabusela, aangekla vir die beweerde sluipmoordpoging op Tobejane in 2023. Die staat voer aan dat 'n gedeelte van minstens R100,000 vanuit Vusimusi Katmatlala se Medicare 24 rekening aan Nzama betaal is. Volgens die aanklaers is 'n gedeelte van die geld daarna in Nzama se pa se bankrekening oorbetaal. Die vervolgingsgesag glo dat die bedrag as betaling gedien het vir die sluipmoordaanval. How we then get to the conclusion that because she deposited the money into her father's account, that then means she ought to have known. I don't know how we get there, because remember also this was back in 2023. I don't know if a lot of South Africans knew what Medicare 24 was in 2023. Nzama se regspan het intussen by die kantoor van die nasionale vervolgingsgesag aansoek gedoen dat die aanklagte van geldwasery teen haar teruggetrek word. Die aansoek was onsuksesvol. We were a bit disappointed. We did not expect that even the NDPP would decline. The reason why we did the rates in the first place was because we had the strong belief that the charge of money laundering vis-a-vis the what is in the docket did not tally up. We did not think that what they have in the docket would sustain the charge of money laundering beyond reasonable doubt. Volgens die staat is 'n verdere R10,000 vanuit Matlala se rekening na Nzama oorgeplaas, 5 dae voordat die musiekvervaardiger Senki Mokobong in 2024 geskiet is. Volgens die staat was die transaksie na Nzama se rekening en die transaksie na haar pa se rekening 'n poging om die motief van die betalings te verbloem. Nzama en haar pa, Diego Mabusela, staan saam met Ntlala en sy vrou Tsakani tereg op 'n reeks aanklagtes, insluitend 11 aanklagtes van moord. Bly ingeskakel vir die Madiba pretloop waaraan die president ook deelgeneem het. Welkom terug. Duisende stappers, drawers en families het by die Wanderers Stadion in Johannesburg byeengekom vir die jaarlikse Mandela staptog. Onder die meer as 10,000 deelnemers was president Cyril Ramaphosa, wat Madiba se nalatenskap ook herdenk het. Ramaphosa het Suid-Afrikaners ook aangemoedig om Madiba se nalatenskap van eenheid en deernis te onthou. Duisende Suid-Afrikaners het saamgekom vir die 5, 10 en 21 kilometer afstande van die 2026 Mandela Dag staptog en wedloop. As 'n krangige stapper in sy vrye tyd kon die land se eerste burger self nie die geleentheid misloop nie. Madiba would have been very happy to see all of you here. He would have been very happy to see the full diversity of what we South Africans are. En Suid-Afrikaners het nie teleurgestel nie. I did enjoy it. I walk a lot, so nothing hectic.
I can still go on. We walked with him. He was far ahead of us, but we were made aware that he's with us. He's a regular walker. He's always spotted in the streets, walking around. So I'm sure this must have been fun for him. It was the best one. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey en sy alliëre vir infrastruktuur en plaaslike regering het saam met ingenieurs dele van die vloedbeskadigde Meiringspoort en Swartberg pas besoek om die vordering met die herstel van die belangrike paaie te ontleed. Die gebied het tydens die storms in Mei vanjaar skade van miljoene rand opgedoen. Histories en skilderagtig, Meiringspoort het nog altyd 'n magiese invloed gehad op reisigers deur die poort. Nou lê dit in pyn nadat vloedwater groot dele van die pad weggespoel het. Na raming sal dit sowat 2 jaar neem om die pas volledig te herstel, teen 'n koste van byna R500 miljoen. Ons weet alreeds van die druskant af wat die skoonmaakproses begin en binnekort gaan ons aan by die klaarstroomkomponent. Maar die goeie nuus wat die ingenieurs kon oordra aan die gemeenskap is dat, afhangende van die weer natuurlik, gaan ons binnekort, sodra die skoonmaakproses aan die gang is en afgehandel is, 'n beheerde enkel roete beskikbaar stel teen vroeg in die nuwe jaar, om te verseker dat die ekonomie kan funksioneer op 'n mate. Die afvaardiging het ook die Swartbergpas besoek wat Oudtshoorn met Prins Albert verbind. Die pas wat ook skade tydens die storm opgedoen het, is weer heropen. Dit is egter vroeër die week weer gesluit nadat 'n vragmotor omgeslaan en diesel in die rivier beland het. Vragmotorbestuurders is gevra om nie die pas te gebruik nie, maar eerder van alternatiewe roetes gebruik te maak. Swartbergpas al klaar oop, maar asseblief, ons moenie laat groot trokke daar deurgaan, want die trok blok die hele stelsel. Meiringspoort, dit gaan 'n lang tyd vat om Meiringspoort te herbou en ons moet dit beter bou. Daar's 'n rivier nou waar daar was 'n pad op 'n stadium. So hier vat nuwe ingenieurs planne en idees om te seker te maak dat dit kan nog vir 100 of 200 jaar hou. Die afvaardiging het ook met gemeenskappe wat naby die twee passe woon vergader. Die premier het Suid-Afrikaners aangemoedig om die klein dorpies in die omgewing te besoek en so hul plaaslike ekonomie deur toerisme te ondersteun. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die toestand van Johannesburg se infrastruktuur as skandalig beskryf. Hill Lewis, die DA se Johannesburg se burgemeesterskandidaat, Helen Zille en ander streeksleiers het die stad besoek om die toestand van die infrastruktuur te besigtig in die aanloop tot die komende plaaslike verkiesing. Die DA het ook ongedokumenteerde gevalle van mislukte dienslewering aan die openbare beskermer voorgelê om te ondersoek. Johannesburg is op die rand van finansiële bankrotskap en ekonomiese verval, met vervalle infrastruktuur en ontevrede inwoners. Maar volgens Hill Lewis kan dit dalk binnekort iets van die verlede wees. What we've seen here today is caused by years of neglect, failure to prioritize investment in basic infrastructure, and failure to spend money properly. And the consequences are plain for all to see, and not just in the smell and the huge river of sewage that we saw, but also the consequences for jobs. Die burgemeester van Kaapstad sê hy het al voorheen infrastruktuurverval beleef, maar niks in vergelyking met wat hy in die stad van Goud gesien het nie. The truly remarkable and disgraceful and unacceptable thing is that there is no plan to maintain it, to fix it, to upgrade it, not for months or even a year, but for years and years. Zille het beklemtoon dat die huidige situasie in die stad 'n politieke keuse is, wat tydens die verkiesing in November omgekeer kan word. Die eindstryd van die FIFA Wêreldbeker vind vanaand plaas en die Toonstoei Wêreldkampioenskap is vandag aangebied. Bly by ons vir 'n mondvol sportnuus. Die eindstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker tussen Argentinië en Spanje skop vanaand om 9:00 af by die New Jersey Stadion in New York.
Die meer as 80.000 kaartjies vir die eindstryd is uitverkoop. Na 40 dae, 48 spanne, 104 wedstryde in 3 lande en 16 gasheerstede is die fokus vanaand op die laaste kragmeting wat in die New Jersey Stadion in New York beslis gaan word. Nog duisende mense sal na verwagting in die stad saamtrek vir die geleentheid, onder meer op die sogenaamde Great Lawn in Central Park. 'n reuse piknikplek wat plek het vir 50.000 ondersteuners. Argentinië is die verdedigende kampioen en die kaptein, die 39-jarige Lionel Messi, sal sy loopbaan by sy 6de wêreldbeker toernooi op 'n hoë noot wou afsluit. Spanje, die 2010 wenners in Suid-Afrika, met die opwindende 19-jarige Lamine Yamal, sal op hulle beurt alles in die stryd wou werp om die beker huis toe te neem. Verrigtinge sal vanaand ook vir die eerste keer 'n rustydkonsert insluit met verskeie topkunstenaars, onder meer Madonna, Shakira en Justin Bieber. Die wedstryd begin om 9:00. En ten slotte, die toonstoei wêreldkampioenskap is gister in Ashbourne naby Derby in Engeland aangebied. Toonstoei is 'n eie soortige sporttradisie wat beskou word as die voetweergawe van armdruk. Die jaarlikse toonstoei-kompetisie dateer uit 1976, toe 'n groep stappers van die naburige dorpie Wetton besluit het om 'n sport te ontwikkel wat Brittanje wêreldwyd kon oorheers. Deelnemers haak hulle regtervoete se tone vir die eerste ronde in mekaar. Hulle skakel oor na die linkervoet vir die tweede ronde en keer terug na die regtervoet indien 'n beslissende ronde nodig is. Die wenner is die een wat 'n teenstander se voet eerste teen die wenkussing kan vasdruk. Casey Brooks het vanjaar die manstitel verower deur die heersende wêreldkampioen Ben Total Destruction Woodruff te klop. It was amazing. I didn't really believe it was going to happen because Ben's won 4 times and just goes to show you done it, like give it a go. And you never know, you might just do it. In die vroueafdeling het Abigail, 'n Big Nail Beach, haar eerste wêreldtitel ingepalm. No, I can't even describe how good it feels. I'm so proud of myself. When I got to the final stages, I really didn't think I had it because it knocked my sister out, who's a current world champion. So I was so scared, but I did it. So I'm over the moon. So proud of myself. Die kampioenskap het plaasgevind in die spesiaal geboude Toadium, waar 19 toonstoeiers teen mekaar meegeding het. Beslis 'n eie soortige sporttradisie. Ons groet tot môre aand. Totsiens.